Goeiemiddag, ryklike seën in Christus Jesus vir een en elk op hierdie koue nat maandagoggend. Ek hoop daar waar jy is jy snoesig en warm en dat die genade van die Here Jesus Christus met jou is. Ek weet in hierdie week wat verby is, het die Here Bou met my gesels oor reg en geregtigheid en dat dit een van die groot dinge is wat in Suid-Afrika ontbreek en dat Suid-Afrika hom weer eens skuldig gemaak het aan 'n groot oortreding van die wet van die God van die hemel en die aarde. Die wet sê dat jy mag 'n vreemdeling nie onderdruk nie, omdat ons vreemdelinge was in die land van Egipte. Dat jy hulle met respek moet behandel en dat jy hulle goed moet behandel. Suid-Afrika het homself nou weer skuldig gemaak. So, daar kom oordeel. En so lees ek toe nou in Esegiel 9, die kastyding oor Jerusalem, is die opskrif in die 33 vertaling. En hoor wat sê die woord. Die Here sê vir hom, vanaf vers 4, trek dwars deur die stad, dwars deur Jerusalem en maak 'n teken op die voorhoofde van die manne wat sug en steen oor al die gruwels wat daarin gedoen word. Maar vir die ander sê hy voor my ore, trek agter hom aan deur die stad en slaan, laat julle oog nie verskoon nie en spaar nie, slaan dood grysaards, jong manne, jong dogters en kinders en vroue. Tot vernietiging toe, maar raak aan niemand op wie die teken is nie, en begin by my heiligdom. En hulle het begin by die ou manne wat voor die huis was. Nou die heiligdom is die tempel in Jerusalem, nee. En dan kom ons by Petrus. Petrus trek dieselfde gedagte op in 1 Petrus 4 vers 17. Kom ons lees van 16 af. Maar wanneer iemand as 'n Christen ly, moet hy hom nie skaam nie, maar God verheerlik in hierdie opsig. Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is? En as die regverdige noukliks gered word, waar sal die goddelose en die sondaar verskyn? So laat dan die wat volgens die wil van God ly, ook hulle siele aan hom as die getroue skepper toevertrou met goeie dade. Nou gaan jy dalk vir my sê, Dani, jy begin nou by die wet en dan trek jy nou hierso na Petrus toe. Petrus sê presies dieselfde as wat die wet sê. Wanneer Jesus het gekom en ons geleer, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, jy moet selfs jou vyande lief hê. Hy het gesê, as julle maar net wou verstaan wat dit beteken, ek soek genade en goedertierendheid en nie offerandes nie. Sug jy oor dit wat jy sien besig is om te gebeur in hierdie land? Sug jy, praat jy met jou broers en jou susters, bekla jy die situasie van wat besig is om in Suid-Afrika te gebeur? Of hardloop jy saam? Verheerlik jy jouself, wat is die regte woord? Verbly jy jouself in dit wat jy sien wat besig is om te gebeur? Nog die groter vraag, is die merk van die Heilige Gees op jou? Het jy die merk van die seël van die lewende God ontvang, sodat wanneer jy die oordeele gaan begin in Suid-Afrika, jy vrygespreek gaan wees, en hierdie manne of hierdie oordeele verby jou gaan trek? Of gaan jy een van hulle wees, wat weens die ongemerktheid die oordeel moet ontvang? En soos ons hier gelees het uit Esegiel, het niemand vrygespring nie, nie ou manne nie, nie vroue nie, nie kinders nie, nie jong manne nie, nie jong meisies nie. Almal is getref deur die oordeel wat die lewende God uitgespreek het, weens die ongehoorsaamheid, die goddeloosheid, die boosheid wat geheers het in Jerusalem.
net soos wat dit vandag in Suid-Afrika heers. Daar's vandag nog tyd, daar's vandag nog geleentheid om onder die vleuels van die Here Jesus te kom, om onder die genade van die vlekkelose lam te kom en onder sy bloed te nader tot die genade troon en vergifnis te vra. Daar's vandag nog geleentheid om reg te maak met die Here voordat die oordeele gaan begin. Ons lot word nie bepaal deur wie in beheer is nie, of wie die volgende verkiesing gaan wen nie. Ons is nou op 'n weegskaal geplaas en ons is te lig bevind. En die Here sê, oordeele kom oor Suid-Afrika. Mag die genade van die Here Jesus Christus met een en elk wees, en mag die Here julle gee die begeertes van julle hart. In Jesus naam. Amen.